Dinsdag 21 Julie, dis 18 minute oor 6 en hier volg Dinsdag 21 Julie se nuusbulletin. Larry die Kat, die hoofmuisvanger van die kabinetskantoor by Downingstraat 10 het sy 7de politieke huismaat verwelkom sodat hy op 15 Februarie 2011 daar ingetrek het toe David Cameron eerste minister was. Larry se amptelike X-rekening wat meer as 900,000 volgelinge het gedeel dat politici kom en gaan, maar dat katte permanent is. Die wit en gestreepte kat van ongeveer 19 jaar oud wat uit 'n Londense diereskuiling aangeneem is, het reeds onder premiers van Cameron tot Keir Starmer gewoon en sal na verwagting sy pos onder die nuwe leier behou. Larry het die afgelope 2 jaar sy tuiste met die Starmer gesin se katte Jojo en Prince gedeel, maar sy nuwe huismaat kan 'n groter uitdaging wees, aangesien die Burnham gesin 'n hond het. Die 56-jarige Andy Burnham, 'n veteraan van die sentrum-linkse arbeidersparty, het Keir Starmer as eerste minister opgevolg, 3 dae nadat hy met sy 3de poging as partyleier verkies is. Burnham, 'n voormalige parlementslid tussen 2001 en 2017 en gewese burgemeester van Manchester vir 9 jaar, het voor sy amptswoning beloof om die grootste veranderinge in 40 jaar teweeg te bring en 'n einde aan straathaweloosheid te maak. Hy beskryf sy ideologie as sakevriendelike sosialisme, 'n monosteen terugwen van Nigel Farage se Reform UK party, wat die Arbeidersparty reeds 18 maande lank in die peilings voor is. Burnham se pa ly aan Alzheimer se siekte en is nie eens bewus daarvan dat sy seun eerste minister geword het nie. Ons skuif ons fokus na Suid-Afrika waar 'n 5de beskuldigde, Andile Matumbu, maandag in die streekshof in Gqeberha verskyn het in verband met die huurmoord op die staatsaanklaer Tracy Brown, wat in Julie verlede jaar in Young Park in haar Toyota Etios met minstens 10 skote doodgeskiet is. Matumbu staan saam met Sintimbele Tungu, Ayabulela Bosakwe, Tamsanqa Matembu en Buhle Mpini tereg op verskeie aanklagte, waaronder moord en die besit van 'n AK-47 aanvalsgeweer in 'n 2022 saak waarin Brown die aanklaer was. Staatsaanklaer Marius Stander het aangedui dat 'n 6de verdagte nog gesoek word, waarna die saak na die Hooggeregshof verwys sal word, terwyl die saak tot 25 September uitgestel is. Die staat vermoed die moord is vanuit die St. Albans gevangenis beplan en 'n onverwante ontvoeringssaak van die 73-jarige Theresa Mini teen Bosakwe is nou hierby gevoeg. Intussen het Julius Mkhwanasi, die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, maandag in die Landershof in Johannesburg verskyn saam met sy ex-meisie, 'n Johannesburgse Metropolisie inspekteur bekend as Getuie K. Die twee is Vrydag onderskeidelik in Kensington en Alberton in hegtenis geneem in verband met die diefstal van edelstene ter waarde van R14,9 miljoen in 2023. Hulle word aangekla van roof met verswarende omstandighede en bedrog nadat 2 ander geskorste beamptes, Adrian McKenzie en Kesha Lee Stolz, beweer het hulle het opdragte van Mkhwanasi uitgevoer. Mkhwanasi voer egter aan dat Getuie K hom valslik by die diefstal betrek het omdat hy hulle verhouding beëindig het. In Noordwes het die Menseregte Kommissie bevind dat toestande in 44 ondersoekte tronke en polisieselle onmenslik is en mense se reg op waardigheid skend. Die kommissie het uitgewys dat die uitdagings wat oorvol selle, swak sanitasie en vervalle infrastruktuur insluit, die gedeelde verantwoordelikheid van die polisie, departement van korrektiewe dienste en die departement van openbare werke en infrastruktuur is. Hierdie 3 departemente moet nou binne 90 dae 'n gedetailleerde plan vir die volgende 24 maande voorlê om die probleme op te los. Woordvoerder Sinkabaku Nkumalu van korrektiewe dienste en kolonel Adel Meiburg van die polisie het die uitdagings erken, terwyl openbare werke aangedui het die polisie om meer as R1 miljard aan diensfooie skuld. Terug in die Hooggeregshof in Johannesburg het Vusimusi Kat Mklala, sy vrou Tsakani, Musa Kekana, Diego Floyd Mabusela en Tabiseng Nzama onskuldig gepleit op 25 aanklagte wat verband hou met huurmoordpogings. Die aanklagte spruit uit skietvoorvalle op die sakeman Joe Sibanyoni in Augustus 2022. Matlala se ex-meisie Tebogo Tobejani in Oktober 2023
en die musiekvervaardiger DJ Wetties in Januarie 2024. Matlala, Kekana en Mabusela is tans in aanhouding, terwyl Tsakani en Nzama op borgtog uit is. En die staat beplan om verskeie getuies en selfoonkundiges te roep. Die verhoor sal na verwagting tot 21 Augustus voortduur. Inwoner van Rooihuiskraal in Centurion beweer dat 'n amptenaar van die stad Tshwane se finansieringsdepartement, wat haarself as Petunia geïdentifiseer het, omkoopgeld van R12.000 geëis het om 'n boete van R73.000 vir kragpetery te laat verdwyn. Die stadswoordvoerder Lindela Mashigu het gesê die munisipaliteit kan nie die saak sonder 'n formele klag ondersoek nie, maar het bevestig dat 'n onwettige draad wel op die meter gevind is. Die inwoner is intussen weer op die kragnetwerk gekoppel nadat sy nuwe amnestie-dokumente ingedien het, terwyl die Demokratiese Alliansie se raadslid Jackie Uys die stadsbestuurder gevra het om 'n moontlike afpersingssyndikaat te ondersoek. Wat brandstof betref is motoriste steeds op koers vir laer petrolpryse in Augustus, hoewel die verwagte besparings gekrimp het. Volgens die jongste inligting van die Sentrale Energiefonds sal petrol 93 oktaan met ongeveer R1.07 per liter daal en petrol 95 oktaan met R1.03 per liter. Dieselgebruikers sal egter min verligting kry, aangesien diesel met 0,05% swaal na raming met 1 sent per liter sal styg, terwyl diesel met 0,005% swaal met 24 sent per liter sal daal. Hierdie voorlopige syfers sal aan die einde van Julie deur die Departement van Minerale en Petroleumbronne gefinaliseer word. Op die sportfront moes die vliegtuig waarin die Junior Bokke maandagmiddag na Kaapstad sou terugkeer weens 'n mediese noodgeval van 'n passasier naby Kimberley omdraai en na die OR Tambo lughawe in Johannesburg terugkeer. Die passasier in nood was nie deel van die span nie, maar die wêreldkampioene op breier Kevin Foot en die bestuurspan was aan boord van die Fly Safair vlug wat kort voor 2 uur gistermiddag opgestyg het. Woordvoerder Kirby Gordon het bevestig dat die vliegtuig brandstof moes hervul voordat dit weer kon opstyg, waarna die span eers kort voor 8 uur gisteraand in Kaapstad geland het. Suid-Afrika se onder 20 rugby span het Saterdag die Wêreldbeker eindstryd in Tbilisi, Georgië met 16-15 Frankryk gewen. In die sakesektor het die Israeliese olie- en gasmaatskappy Navitas Petroleum Africa Limited 'n ooreenkoms met Asinam Suid-Afrika aangegaan om 'n belang in C-blok 1 CBK in die Oranjekom te verkry en die operateur daarvan te word. Die blok beslaan 19.907 vierkante kilometer aan die Suid-Afrikaanse kant van die grens met Namibië, waar Total Energies groot oliefondste in die Venus en Mopani prospekteergebiede gemaak het, wat miljarde vate olie kan oplewer. In 'n reuse oorwinning vir die staat het die Hooggeregshof in Johannesburg 'n finale bevel toegestaan om bates van sowat R326 miljoen van die Maumela syndikaat onder leiding van Angwani Morgan Maumela verbeurd te verklaar. Die bates wat luukse eiendomme in Kaapstad en Johannesburg, Lamborghinis en 'n Bentley insluit, word verbind met grootskaalse korrupsie by die Tembisa Hospitaal tussen April 2016 en Augustus 2022. Nog goeie ekonomiese nuus is dat Suid-Afrika 'n lening van 1,5 miljard Amerikaanse dollar, gelykstaande aan 25 miljard rand van die Wêreldbank verseker het om infrastruktuur te moderniseer en werk te skep. Yeah, right. Dis net nog 'n pot geld wat iemand kan steel, maar okay. Finansiesminister Enoch Godongwana het gesê hierdie 4de ontwikkelingsstelsel lening sedert 2022 is gerig op die verwydering van knelpunte in die elektrisiteitsvervoer en watersektor.
Vir die tegnologie-entoesiaste het Eskom se Push 'n nuwe aanlyn inligtingsblad bekendgestel wat kragonderbrekings, watertekorte en internetonderbrekings reg oor Suid-Afrika intyds monitor. Mede-stigter Dan Southwood-Wells het op 12 Julie aangekondig dat die platform deur 'n webwerf en toepassing beskikbaar is en gemeenskapsverslae met lewendige syne kombineer. In Gauteng gaan die beplande uitbreiding van die goudtrein lei tot die onteiening van private grond in gebiede soos Soweto, Mamelodi, Springs, Atteridgeville, Fourways en die Wesrand. Cor van Deventer, direkteur van die regsfirma VDM geïnkorporeer, het gesê hierdie proses sal as 'n bloudruk dien vir toekomstige infrastruktuurprojekte, mits dit met deursigtigheid en respek vir die reg geskied. Buitelandse nuus, die Amerikaanse weermag het gister sy 10de opeenvolgende nag van lugaanvalle op Iran uitgevoer in 'n poging om die strategiese straat van Hormuz te heropen. Die aanvalle deur die Amerikaanse sentrale bevelvoering volg op die dood van die 17 Amerikaanse weermaglede sedert die oorlog op 28 Februarie begin het, insluitend onlangse aanvalle in Jordanië en Irak. President Donald Trump het op sosiale media gewaarsku dat Iran duur sal betaal vir elke Amerikaanse lewe wat geneem word, terwyl die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio gesê het die land bly oop vir diplomatie. In die voortsleepende konflik in Oos-Europa het Oekraïne meer as 400 hommeltuie na Moskou afgevuur, waarvan 85 naby die Russiese hoofstad deur lugverdediging neergeskiet is. Die aanval wat volg op Russiese ballistiese missielaanvalle op Kiev en ander stede het volgens die streeksgouverneur Andrei Vorobjov 10 mense beseer en brande by 'n nywerheidspark en moontlike oliedepot veroorsaak. Op die handelsfront het die Amerikaanse president Donald Trump 'n invoertarief van 50% op 'n wye reeks Kanadese goedere ingestel weens beweerde onregverdige behandeling van Amerikaanse motors, suiwel en alkohol. Die nuwe heffing sal binne 30 dae in werking tree ingevolge artikel 338 van die tariefwet van 1930 en teiken verbruikersware soos wyn en hokkiestokke, sowel as sement, hoewel energie en kritieke minerale gespaar sal word. Kanada het reeds sy eie teentarief van 25% op Amerikaanse staal en motors, terwyl die Amerikaanse Hooggeregshof in Februarie 'n vorige tariefpoging van Trump weens magsoorskryding nietig verklaar het. In die Swartsee streek het die dodetal van 'n Russiese kruisermissielaanval op die vragskip Golden Leeuw wat onder die vlag van Guinea-Bissau gevaar het tot 10 gestyg. Die aanval het Sondag voor die kus van Odessa plaasgevind en onder meer 'n plaaslike loods en 4 Indiese burgers gedood. In die Midde-Ooste het die Jemenitiese Houthi-rebelle 'n onmiddellike seeblokade teen Saudi-Arabië aangekondig deur die Bab al-Mandab-straat vir Saudi-skepe te sluit. In New York het president Donald Trump die dreigement van die stad se burgemeester Zoran Mamdani om die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu in September weens oorlogsmisdade in hegtenis te neem, se muur verwerp. Trump het op sosiale media verseker dat Netanyahu op geen manier in Amerika in hegtenis geneem sal word nie en het Israel bedank vir sy hulp in die oorlog teen Iran. En ten slotte mediese nuus uit Australië, 'n 34-jarige vrou, Jenetar Naamoana, het geboorte geskenk aan 'n uiters skaars identiese vierling wat natuurlik verwek is. Die 4 meisies, Emily, Harriet, Catherine en Alexa, is op 14 Julie met 'n keisersnee op 28 weke en 4 dae by die Royal Brisbane and Women's Hospital gebore. Dr. Alexa Bendel, 'n spesialis na wie een van die babas vernoem is, het gesê die kans op so 'n swangerskap waar die babas dieselfde plasenta deel is 1 uit 15 miljoen. Die ouers wat reeds 4 ander kinders het 'n aanlyn fondsinsamelingsveld begin om 'n voertuig met minstens 10 sitplekke te koop. Dit het reeds meer as 37.000 Australiese dollar ingesaal. Ja nee, so verander ou se lewe oornag, nee.
Om hups te wees is nie maklik nie. Dit was vandag se nuus hier op Nuuspot. Die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus.